Suster, ons het nie enige afkondigings nou vanoggend nie, maar gaan dit toch wel doen dat ons dink wel aan die van ons boere wat in die tyd sukkel met vure wat oorstromend en sukkel met die baie water van die reën, so ook met die tuberculose siekte wat is, ons dink veral aan ons boere. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing ons saam Psalm 45. Waarvan sing ons die eerste en die tweede en die 6de vers. Psalm 45, die eerste en die tweede en die 6de vers. In vers 2 sing ons, U is skoon, en ons sing hier van ons groot koning. U is skoon, daar is geen skoon wat daarby haal, ons sing van sy beeldskoonheid. Bevalligheid van trek en taal, bevallig beteken bekoorlik of lieflik. Van trek, dis die woord gelaatstrekke waarvan ons hier sing, sy gelaatstrekke, sy eienskappe, die Here se wesenseienskappe, sy volkomenhede is bekoorlik, is lieflik. En ook sy taal, ook wat hy sê, ook die woorde van die koning, veral waar ons vanoggend gaan stilstaan is. Ook wonderlik. Psalm 45, 1, 2 en 6, en daarna gaan ons geloof saam bely terwyl ons staan, en daarna gaan ons saam bid, terwyl die mans bly staan. En ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons bid nou saam. Onse Vader in die hemele, ons buig ons hoofde voor U wat heilig, heilig, heilig is. 3-maal heilig. Moet beklemtoon word. Moet uitbasyn word oor die wêreld. Engele rondom die troon kan nie anders as om dit vir U toe te sing nie. En wat 'n wonder en voorreg dat ons daarby mag inval. Om U skoonheid, U bevalligheid, van trek en taal, dit te mag besing, om U so te loof en te aanbid. Die Here is 'n wonder. En is nie uit homself uit nie. Die woord is duidelik. Dat ons mense gereeld weer van U af weggaan. Ons vertroue en ons geloof stel op aardse dinge, op geskape dinge. Ons oog van U Skepper afhaal. Sondes is inderdaad ontelbaar, Here. Miskien nie die volle omvang daarvan nie. As U ons nie kom oortuig nie, dan sal ons dink dat daar niks met ons fout is nie. As ons hierdie woord gaan oopmaak, dan spreek ons U dat U ons ook hierin sal seën, dat U naam nie meer geloof mag word, dat ons mag groei om U meer en meer te ken. Mag U heerlikheid ons meer en meer gryp. Werk dit toch kragtig deur die Heilige Gees in ons. Smeek dit van U, o Here. Laat ons nie aan onsself oor nie. Maak ons lief vir die woord. Neem toch weg wat skeiding maak tussen U en ons. Ons bid en ons vra dit. Ons bring ons lof en ons dank na U toe. Ons Here Jesus Christus, ons volkome, alleen ons middelaar. Jesus Christus. Amen. Kom ons op Psalm 33, Psalm waar ons ook sing van die woord wat skepingsmagtig is, wat lewe uit die dood gebied. Dit sing ons in die Psalm. Want hierdie woord het self lewe geword uit die dood, en hy gee ook lewe uit die dood uit. Sing van Christus, broer en suster in die Psalms. Psalm 33, vers 1 en 5, en daarom gaan ons saam lees uit Here se woord.
ons saam lees die Here se woord uit Johannes Evangelie hoofstuk 1. Johannes 1 vanaf vers 1 tot 18. Nou gaan ek ook net vir ons 2 verse lees uit Genesis. Ons lees eers ons teksgedeelte saam Johannes 1. Vanaf vers 1. Nou is het opvallend hoe Johannes 1 begin. As mens dit ook vergelyk met Genesis 1 hoofstuk 1. In die begin. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien. Die enige geborene seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Op vers 14, ons eindig maar net by hierdie vers, stilsmondelik, hier en daar by ander verse wat ons saam gelees het, maar vooral vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. En dan tot Genesis 1, lees ek vir ons vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En dan ook Genesis 3 vers 15, die bekende moederbelofte, lees ek ook net vir ons. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Genesis 1 vers 1. En hiernaartoe roep Johannes 1 vers 1 ook terug. As dit juist begin met hierdie woorde, in die begin. En ons skep die Here die hele skepping, en sluit dit en vir al die mens. En die hele tyd lees ons van die Here se woord in Genesis 1, dit staan soos 'n refrein uit die hele tyd, en God het gesê, en God het gesê. Die hele tyd lees ons in Genesis 1 van die Here se woord. Die Here hoef nie te gepraat het nie, toe hy geskep het nie. Die Here kon alles baie maklik net uitgedink het en dan net tot in bestaan geroep het, of dit in bestaan gebring het. Hy hoef nie gespreek het nie. Die Here hoef verseker ook nie so baie gepraat het nie.
Die Here kon baie maklik met een woord dit alles geskep het en dan was dit daar gewees. So eintlik is die verbasende van Genesis 1 die feit dat daar so baie daar is en die feit dat die Here so baie praat. Dat die Here se woord heeltyd kom. Die Here praat baie in Genesis 1 en sy woorde is majestueus, dis ontzagwekkend, dit skep, dit doen iets. Dan word gepraat en dan spring die wêreld en dan gebeur iets en dan kom daar orde op sake. Dis wat ons lees in Genesis 1. Toe word die mens geskep. Maar die mens is anders as die res van die skepping. Die mens is nie vir net die laaste geskep nie, broer en suster. Dis belangrik dat die mens die laaste geskep is. Die mens is nie vir net die kroon van die skepping nie. Maar die mens is anders. Tussen God en mens bestaan daar 'n besondere verhouding. Nie net sommer 'n verhouding soos wat ons dit ken tussen mense nie. Dis 'n besondere verhouding, dis 'n gemeenskap. Dit word genoem in die Here se woord verbond. En hierdie verbond word met bloed tot stand gebring. Het gaan oor lewe en dood. Die verhouding tussen God en mens gaan oor lewe en dood. Ons ken dit uit Genesis. As al gesterf word, as hierdie verbond verbreek word, as hierdie verhouding gebreek word. Dis nie sommer net 'n verhouding soos wat ons ken vandag. Dis 'n besondere verhouding. Maar daar met geen van die res van die skepping is, en daar's nie so 'n verhouding soos met die mens soos met die res van die skepping nie. Tussen God en mens word daar gepraat. Daar is woord tussen hulle en ons. Mense het met God gewandel. Alles wat die mens gedoen het, alles wat die mens bedink het, alles wat die mens gesê het, dit het in gemeenskap met die Here gebeur. Dit het in hierdie verhouding, in hierdie verbond met die Here plaasgevind. Ons het gedink aan die beste huwelik tussen 'n man en vrou wat jy jou kan indink en vat daardie verhouding en 100 keer beter. Dis iets wat die verhouding tussen God en die mens was in die paradys. Dit gebeur aan die mees verwekkende daad in die geskiedenis, die mees tragiese daad in die geskiedenis. Mens vat hierdie wonderlike verhouding met God en gooi hom weg. Mens gaan luister eerder vir die Satan en nie vir God nie. En eet van die boom, die mens bring die dood oor hulle self. Die mens breek die gemeenskap met God en die mens sê daar vir die Here, nee dankie, stel nie meer belang aan die verbond nie, ons stap weg. Sy eie mense, wat hy geskep het, om hom te verheerlik en te aanbid. Neem hom nie aan nie, so dit gelees op in Johannes 1. En wil hom nie meer ken nie, hulle soek nie meer sy gemeenskap nie, hulle wil nie meer saam met hom wandel nie. Kan jy jou net vir 'n oomblik indink, broer en suster, hoe is ons mense? Maar die genade van die Here was reeds daar. Die onbeskryflike genade van God was reeds daar in Genesis 2 en 3. Die genade en die waarheid, Johannes 1 vers 14, was reeds daar gewees. In die begin was die woord. Die woord van die Here kom in 'n belofte, die moederbelofte Genesis 3 vers 15, wat ons baie goed ken en ook gelees het. Uit die saad van die vrou sal daar iemand kom wat hierdie groot vyand se kop sal vermorsel. Geen mens sou hierdie kon doen nie. Broers en susters, geen mens sou dit kon doen nie. Dis net God wat hierdie belofte kan gee, van hierdie genade en hierdie waarheid. Net God kan dit gee. Want net hy kan dit doen. Net hy wat die vyand se kop kan vermorsel. Met ander woorde, die seun van God sê hier reeds in Genesis dat hy as hoof van die menslike ras. Belangrik, is eintlik net een ras. Is net een menslike ras. Daar's nie klomp rasse nie, daar's net een ras. Die saad van die vrou, is net een ras. Die seun van God sê dat hy as hoof van die menslike ras optree en Adam se plek sal vat. Dit sê hy in Genesis 3 vers 15. Adam is die wat dit totaal opgemors het. En wat ook al die gevolg was, hy sal sekerlik sterwe. Met ander woorde, Adam moes net daar en dan in Genesis 2, 3, moes net daar gesterf het. Hoekom sterf hy nie? Want die genade en die waarheid was reeds daar.
Die Seun van God sê, hy sal Adam se plek inneem. Met ander woorde, hy moes dus vlees word. Die Seun van God moes dus vlees word en doen wat Adam moes doen. Hy moes wees wat Adam moes wees, want die gemeenskap tussen God en mens, die kroon van die skepping, is gebreek. Dit was nie 'n neutrale verhouding gewees tussen God en mens. Daar was 'n verbonde verhouding. Albei partye moes in die verhouding iets staan en bring. Adam was 'n verbond vernoot gewees. En dit moes nou herstel word. Plus, die Seun van God moes ook versoen vir Adam. Daar was skuld wat betaal moes word. Adam verkeerd gedoen het, want hy gesondig het, die boosheid, daarvoor moes betaal word. Dis twee dinge. Die skuld moes betaal word en die verhouding moes weer herstel word. Daar moes opgelewe word tot die verbond. Die mens moes iets gedoen het in hierdie verbond. Dit het Adam nagelaat en weggeskryf. Maar die Seun van God het die tweede Adam geword. Hy het Adam as ware vervang en so het hy die reg gehad om weer die mens met God te versoen. Die Seun van God kon God en mens weer met mekaar bring in gemeenskap. En dit doen die Seun van die mens, Christus, deur Adam se plek te vat, deur die tweede Adam te word. En dit het gebeur. Uit die saad van die vrou kom die tweede Adam, die Seun van God word mens, die woord van God word toe inderdaad vlees. Die belofte word waargemaak. Genesis 3 was nie net woorde nie, maar dit was majestueuse woorde, dit was ontzagwekkende woorde, want dit word waar, die woord word vlees. Ons sien werklik die genade en die waarheid. God was toe werklik getrou aan sy woord. En ons sien sy genade so oorvloedig, die tweede Adam het werklik mens geword. Dan word die woord van geskep, en deur die woord van die Here is daar ook herskep. Want daar het dood ingekom vanweer die sonde van. Daar is herskep deur die woord met vlees geword. Die woord het vlees geword. Die woord van die Here het waar geword. Die hele Ou Testament lees ons van die Here se woord, daar's beloftes wat gemaak word deur die Here. Hy kom byvoorbeeld telkens weer en weer met sy woord na sy volk toe, deur sy profete, dis die Here se woord, na sy profete, na sy volk toe. Sy woord kom in oordeelsaankondigings tot sy volk, sy woord kom in verlossing wat beloof word, sy woord kom deur sy wet, byvoorbeeld by Sinai. So kan ons aangaan reg deur die Ou Testament lees ons van die Here se woord. Toe gebeur alles as onmoontlik. Die woord word vlees. Dis anders as te sê die woord word mens. Daar staan nie die woord het mens geword. Daar staan die woord het vlees geword. Die woord die vlees, dis 'n woordjie wat dui op broosheid en op die kwesbaarheid van die mens, op die swakheid en die hulpeloosheid van die mens. Dis heel aan 'n prentjie as die Jiddiese Kersfeeskaartjies wat ons so baie sien met 'n oulike babietjie en sterretjies in die agtergrond en alles lyk so vrolik en lieflik. Maar die woordjie vlees is iets anders as dit. Sy vleeswording swak. Hy het met ons swakhede medelee. In Hebreërs 5, veral vers 7, maar ook die verse voor en na in gedeelte, lees ons baie mooi daar wat die vleeswording is. In vers 7 lees ons, Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeekings met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, aan sy Vader geoffer het. Dis vleeswording. Mens is so 'n verlossing kry. Hy ken jou swakheid. Hy ken jou pyn, hy ken jou trane, hy ken jou smeekings deur en deur. Jy weet waarvan jy praat as jy sê dit is vir jou swaar. Want sy smeek het soos bloeddruppels geword, swaar. Hy het met sterk geroep en trane gesmeek en gebid.
Woord word vlees. Hy sê al ons swakhede, baie goed met die broers, is baie goed. Behalwe ons sonde. En ons sonde is hy glad nie gelyk aan ons. Hy was sonder sonde. Tog hy vlees geword, sonder sonde. En dan gaan Johannes 1:14 verder, die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Anders vertaal, ons ook sê, die woord het onder ons kom tabernakel, is die woord wat hier ook gebruik word. Maar die tabernakel van die Ou Testament was daar in die middel van die volk gewees, en die volk se tente daar rondom, en so die Here in die middel van sy volk, onder sy volk gewoon. So belangrik, die gemeenskap met die Here was vir die volk, deur die tabernakel gewees. Dis baie opvallend as ons by die gedeeltes in Exodus aan die einde van Exodus kom, dan word die tabernakel baie keer daar die tent van ontmoeting genoem. Dis die plek van die ontmoeting tussen die Here en sy volk. Dis waar die Here nou sy volk ontmoet, deur die tabernakel, later word dit tempel. So as gelowige die Here wou ontmoet, dan het hy na die tabernakel toe gegaan en daar 'n offer gebring en daar het hy die Here ontmoet. Dit moet ons onmiddellik laat terugdink aan die paradys. By die tabernakel het die gelowige met God gewandel. Daar by die tabernakel het die gelowige weer iets gesmaak van die paradys om met God te wandel. Dit is opvallend weer eens, as jy gaan lees in die Pentateuch, die eerste 5 boeke van Moses oor die tabernakel, is daar baie dinge wat heen gewys het na die paradys toe van die tabernakel. Die tabernakel was daar byvoorbeeld baie palmbome gewees, en al die beelde van die tuin en bome en blomme op die tabernakel en later op die tempel, dit het alles heen gewys na die paradys toe, na die tuin toe. Dit is alles beelde wat die Ou Testamentiese gelowige moes nog terugdink na die paradys toe, na die tuin van Eden toe. Dit is ook opvallend, in die laaste vers van Genesis 3 lees ons dat die mens, dat die tuin bewaak word aan die ooste kant. Daar het die omgewings gestaan met die swaard wat flikker. Opvallend dat het staan daar juist aan die ooste kant. Hoekom juist die ooste kant van die tuin? Later sien ons weer die tabernakel sy ingang was altyd was hy na die ooste toe gewees. So waar het die gelowige ingekom by die tabernakel? Die ooste kant. Hy is ook terug, hy is tyd van tent. Gelowige het die Here ontmoet by die tabernakel, met God gewandel, tabernakel, tempel. By die tabernakel het ook vorentoe gewys. Nou kan ons baie sê, maar net Johannes 1:14 sê dit al reeds ons baie duidelik. As die woord tabernakel gebruik word vir die woord wat vlees geword. Daar het ons ook nie meer 'n tabernakel in 'n tempel vandag nie. Waarom bid ons nie Here meer in 'n tabernakel of 'n tempel nie? Of selfs in 'n kerkgebou nie. Dis nie noodwendig nodig dat ons hier in 'n gebou te wees, ons kom buite onder 'n boom te wees. Hoekom het ons nie meer geboue nie? Hoekom is geboue nie meer vir ons so belangrik nie? Want die woord het vlees geword. Onder ons kom tabernakel. Hoe ontmoet ons Here en ons Verlosser, ons Vader? Deur die vleesgeworde woord. Christus is nou ons gemeenskap met ons Vader. Sien jy broer en suster, wat is die hartjie, wat is die kern, wat is die klimaks? Wat is die punt waarin ons Christendom saamtrek? Dis Christus. As jy by Christus kom nie, dan het ons nie by die Christendom uitgekom nie. Dan is nie by die wese, by die fontein van Christendom uitgekom. Dit is soos 'n fontein waaruit die water vloei en hoe verder weg jy van die bron af, van die oorsprong af gaan, hoe onsuiwerder word die water en hoe vuiler word die water. So moet ons smag na die bron en die bron is Christus. Hoe verder weg ons van hom af gaan, meer en meer afgewater raak ons geloof en ons godsdienst en ons aanbidding. Ek het van alles vir sy heerlikheid.
Dit sê Johannes 1 vir ons baie duidelik. Alles oor die woord, die vleesgeworde woord se heerlikheid. Dit gaan oor sy majesteit, die woord gaan oor sy, die woord heerlikheid gaan oor sy majesteit, sy asemrowendheid. Gaan oor sy glansrykheid. En was in die begin van hierdie skepping, toe was hy daar, Christus was daar. Alles op hierdie aarde het deur hom ontstaan. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het, lees ons in Johannes 1. Hy was by God, Christus was by God. As ons iets hiervan probeer begryp, wat ons dalk die volgende beeld gebruik, die president van 'n land, laat nie sommer enigiemand toe om by hom te wees nie. Slegs sy naby mense laat hy by hom toe. En die ander mense alleen as daar 'n wetlike landelike afspraak met hom gemaak. En maal dit met 100 of met 1000. Wie kan tog by God wees? Die heilige God. Wie kan by hom wees? Die mense van die Ou Testament, hulle sien 'n stippeltjie van God se heerlikheid en dan val hulle so die dooies voor hom neer. Ek sien nou hier sê die volk vir Moses, nader jy asseblief tot God, want ons net te erg, ons gaan sterf. Jesaja sê, sien jy die onderpunt van die Here se troon en sy troongewaad. Dan sê hy, wee my. Ek is verloor. Wie kan tog by God wees? Christus kan. Sien jy 'n klein bietjie van sy heerlikheid, broers en susters, van Christus se heerlikheid? Hy was nie net by God nie, hy was, en hy is nog steeds God. Ons lees, Asens in Johannes 1 vers 14, ons het sy heerlikheid aanskou. Ons lees nie daar, ons het net sy heerlikheid gesien, of ons het net van het gehoor nie, maar ons het dit aanskou. Dis die woordjie wat gebruik word wanneer jy jou aan iets vergaap. As jy jou aan iets vergaap, dan is jy besig om dit te aanskou. Dis wanneer jy aanhoudend en met baie aandag na iets kyk. Dis verseker nie die woord wat gebruik word wanneer jy net gou in die verbygaan iets raak sien. Jy kyk jy aanskou, en nou word jy daardeur verander. Moses, volk by Sinai, Jesaja en soveel ander was nie meer dieselfde nadat hulle iets van die Here se heerlikheid aanskou het. Baie dinge wat ons elke dag aanskou, oorlogstonele op die televisie, ongelukstonele, sport op televisie, seepies op televisie, die mooi natuur, al die goed wat ons dan kyk en wanneer ons kwaad word as iemand ons onderbreek. Ons aanskou baie dinge. Aanskou jy ook die heerlikheid van Christus geliefde. Die Here Jesus Christus se heerlikheid te sien, is lewensveranderend. Hoe meer ons dit aanskou, hoe meer ons sy heerlikheid aanskou, hoe meer word ons lewens verander, en dit ten goeie, nie ten kwade, nie ten goeie. Korintiërs 3 vers 18 lees ons juist dit, terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, sy heerlikheid aanskou, dan word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Met ander woorde, ons gaan van heerlikheid tot heerlikheid as ons Christus se heerlikheid aanskou. As deur die Here wat die Gees is, dis wat die Heilige Gees in ons werk. Christus se heerlikheid vir ons bewys dat ons dit aanskou. As jy die Here Jesus Christus se heerlikheid sien, dan gaan ons lewens totaal en al verander word. Ons gaan sport op 'n ander manier speel. Ons hele manier van dink gaan anders wees. Hoe jy geld kan spandeer, gaan anders wees. As iemand wat niks van die Here se heerlikheid aanskou het. Ons tydbestuur gaan anders wees. Ons prioriteite gaan anders wees. Ons lewensdoel en ons uitsig en ons drome gaan anders wees as dit gegryp is deur die Here Jesus Christus se heerlikheid. So kan ons aangaan, ons hele lewe gaan anders wees. Die Here Jesus Christus se heerlikheid is heerlikheid vol van genade en waarheid. Dis twee baie groot woorde in die Here se woord, genade en waarheid. Christus se heerlikheid is vol genade. Nie soos die wet wat sê, maak so en maak so en maak so en jy is te vrot en jy is te sleg en doen beter, kom en dryf jouself, werk harder, doen meer.
Dis nie genade nie. En die groot wonder is, broer en suster, Christus het juis die wet kom doen. En hy is die wet. Maar as ons nie die wet raak, ons sien die heerlikheid van Christus raak. Sien die heerlikheid van Christus raak, wat die wet kom doen, broer en suster, wat in die wet is. Kan met jou hemelse Vader weer gemeenskap hê, is massief groot. Dis in Jesus Christus. Hy het vir ons gekoop. Skou Christus se heerlikheid. Die Heilige Gees wat dit vir ons wys het in ons land. Amen. Ons antwoord op die woord, en dan gaan ons saam sing Skrifbrein 7. Die ander boekies is Skrifbrein 5:2. Skrifbrein 7 of Skrifbrein 5:2. Daarvan gaan ons sing 1, 2 en 6. Sing juis hierdie psalm van die Here Jesus Christus se vlees van sy smart in vers 1 en 2 van sy lyding. Hy was verlate, ongeëer, 'n smarte man, sing ons in vers 1 en 2 en dan sing ons in vers 6. Sondes het op hom neergekom. Onse Vader in die hemele, dat U naam geheilig word,
Gee tog so, Here, en werk tog so in ons, dat ons reg sal ken, en eer, en aanbid, en verheerlik. Laat U koninkryk kom. Gee tog en werk tog deur die Heilige Gees in ons, dat ons sal buig onder die gesag van die Gees en die Woord. Nietig die werk van die duiwel. Laat die kerk groei. Ons verlang na die volkomenheid van U koninkryk. As Christus weer kom in die wolke. Laat U wil geskied, Here, U wil wat goed is. Gee dat ons al hoe meer ons eie wil sal prysgee. Ons bid en ons smeek U, Vader, dat ons U genade en die waarheid meer en meer ken. Mag ons meer en meer Christus se heerlikheid proe, sien in ons geloof. Ons smeek so vir die werking van die Heilige Gees, dat ons sy genade en sy waarheid mag ken en mag sien. Ons loof U vir die wonder van U woord wat vlees geword het. En ons Vader, ons dink aan medegelowiges wat swaar kry reg oor die wêreld, waar daar vervolging is. Ons dink ook aan ons medebroers en susters hier in ons eie omgewing en ons eie land. Ons loof U, ons dank U, die wonderlike reën wat U gee. Terselfdertyd bring dit ook skade en swaar kry. Soos 'n beproewing waardeur U ons beproef. Ook hierin smeek ons U dat ons U hand dit sal sien. Mag ons na U toe vlug vir uitkoms. Wees elkeen van ons naby. Vir hulle wat hier vandag kan of wil wees nie. Staan hulle naby, uitdagings wat daar is. Mag die beproewings nie gemors word, Here. Mag dit so pragtig tot geloof aanspoor. Mag dit lei tot kennis van U en van U wil. Bid vir 'n wêreld aan die waarheid Kersfees en die Christusfees te ken. Mag dit tog meer en meer op hulle geopenbaar word. Mag hulle die wêreld ook die vleeswording van Christus ken. Bid vir bekering, Here, U kragtig sal werk, bekering sal skenk in mense se lewens. Terug na die lig wat skyn in die duisternis. Ons eie hart. Die lig in die duisternis gewen. Waarvoor wil ons U dank en loof? Ons mag dit hier vanoggend weer gelees het. Sondes, U oorwin, U het oorwin. Ons dank U, ons bid U alles, wat U kom doen, die heerlikheid en die mag en die majesteit van nou tot alle ewigheid. Amen. Ons sing saam skrifpryming 8, voordat die Here ons wegstuur met sy wegstuurseën skrifpryming 8 of 5-3. Waarvan sing ons vers 1 en vers 2. Niet van die hemel hoog sing ons in strofe 2 op die aarde neer gedaal en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Oh
Vader self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, wat ons 'n kort tyd gelei het, en volmaak, vestig, versterk en grond is. Om die heerlikheid en die krag tot in